Okay, so ek het nou vir hulle gesê met die departementele vraestel, onthou dis 'n vraestel wat al die skole kry. So dis nie nou spesifiek net tot dit wat julle in die klas gedoen het nie, jy moet iets van als doen. So met ander woorde, die kinders wat hier in die skole is en die kinders in Langehoven en die kinders in Caledon en die kinders in Stellenbosch, hulle moet almal hierdie goedjies kan doen, so dit toets so half ietsie van als. So die multiple questions, 'n ding wat ek net vir julle wil herinner aan in die multiple questions is net omdat hy 1 punt tel, beteken dit nie dis net 1 punt se moeite nie. Dit multiple questions beteken nie jy moet dit raai nie. Okay, baie keer dan is multiple questions en veral as julle nou graad 10 toe gaan, volgende jaar gaan julle sien, soos met die skynat en daai vakke, dis baie keer 4 punte se werk vir 2 punte. Okay, so moenie julle misgis met die multiple choice nie. So hulle sê vir jou watter woord beskryf minus vierkantswortel 3 die beste. So sommer net in elk geval 'n recap, want julle sal sien daai het alles te doen met die getallestelsel. So met die getallestelsel onthou, die heel eerste ding waarna jy kyk is alle getalle word opgedeel in reële getalle en nie reële getalle. As hy nie reëel is, dan is hy net nie reëel. Okay, not real, hy bestaan nie. So jy kan nie iets klassifiseer wat nie bestaan nie. Soos ek kan nie 'n unicorn klassifiseer onder die soos wat ek gewone diere sou klassifiseer as amfibie en reptiele en soogdiere en so nie, want hy bestaan nie. So dieselfde tipe ding hier, en daar's net 2 voorbeelde van dit, dis wanneer ek 'n minus onder 'n vierkantswortel het, 'n negatiewe getal onder die wortel, want onthou, hoe werk ek uit wat 'n wortel is? As ek byvoorbeeld wil weet wat is die vierkantswortel van 4, dan kyk ek watse getal kan ek maal met homself om vir my die 4 te gee. Dis hoekom iets soos minus 4 nie gaan werk nie, want 2 maal 2 is 4 en minus 2 maal minus 2 is ook positief 4. So jy gaan 2 verskillende getalle met mekaar moet maal om minus 4 te kry, so hy gaan nie werk nie. En wanneer ek, so dis die een voorbeeld, en die ander voorbeeld is wanneer ek 'n getal het wat ek deel deur 0. En hierdie een is 'n spesifieke naam, partykeer praat ons ook spesifiek van as ongedefinieerd. Okay. Alles anders. Elke liewe ander getal, maak nie saak hoe baie desimale plekke hy het, hoe snaakse breek hy is, wat so snaakse simbool hy het nie, is 'n reële getal. Dan onder die reële getalle moet jy dit klassifiseer in 2 groepe, of dis rasionaal, of dis irrasionaal. So onthou, jou irrasionaal is wanneer jy desimale het, 'n getal het wat desimale het, wat nie stop, of repeteer nie, of 'n patroon het nie. So algemene voorbeelde hierso, is wanneer ek 'n nie volkome vierkant het. So met ander woorde, dis nie 'n getal wat ek met homself gaan maal, dit gaan 'n desimale getal wees, soos byvoorbeeld die vierkantswortel van 5. Kyk, daar is nie 2 heel getalle wat ek met mekaar kan maal om vir my 5 te gee nie. En dan pi is ook die ander algemene voorbeeld daar. Alles anders is rasionaal. En onder jou rasionaal, so jou rasionale getalle is enige iets wat geskryf kan word as 'n breek, enige iets wat 'n desimaal het wat of stop of hy repeteer of hy 'n patroon, en enige heel getal. En heel getalle is in elk geval sommer die volgende afdeling onder jou rasionale getalle. So as hy 'n rasionale getal is, dan kyk jy verder, is hy 'n heel getal, sy simbool is 'n Z. So onthou jou heel getalle is soos wat die naam sê, hy is 'n heel getal. Dit beteken net, hy het nie 'n desimaal nie. So dit kan enige negatiewe getal, dit kan van minus oneindig al die pad tot by oneindig wees. Hy mag net nie 'n desimaal hê nie, dan is hy 'n heel getal. Dan die volgende ene is jou telgetalle, so enige getal wat jy kan gebruik om te tel, né? So ek kan sê daar's 10 kinders in die klas, daar is 1 blom in die veld. Ek kan nie sê daar is minus 5 skape in die kraal nie, né? So geen 9, ek kan ook nie sê daar is 3,5 kinders wat hier sit nie, né? So niks desimale nie, niks negatiewe getalle nie, enige iets van 0 af op jou heel getalle. En die laaste ding waarna jy kyk is jou natuurlike getalle. So as jy begin tel, as ek vir iemand vra tel,
dan begin hulle 1, 2, 3, 4. So net soos wat dit vir jou, soos wat jy natuurlik sou tel, net so is jou telgetalle 1, 2, 3, 4 en so aan. So die getal, so pas op, kyk net daar die minus is nie onder die wortel nie. As hy onder die wortel was, dan was hy nie reël. Daai minus vooraan sê net vir jou, dit gaan 'n negatiewe getal wees. Maar die vierkantswortel van 3 gaan nie vir jou 'n heel getal gee nie, hy gaan 'n desimale getal gee, wat beteken, die oomblik of daar nou 'n minus vooraan is of nie, is irrelevant. As jy 'n nie volkome vierkant het onder 'n vierkantswortel, dan is hy irrasionaal. So daai enetjie moet B wees. Voordat ons aangaan, het julle enige vrae oor die getallestelsel? Hoe dit werk? Die multiple questions recap ons sommer nou maar net alles in elk geval. OK. Dan sê hulle vir jou, gegee, jy het 12, 18 en 27, wat is die KGV van hierdie getalle? So onthou, KGV sal ons nou vir die kleinste gemeene veelvoud. So met ander woorde, ek kyk, wat is die veelvoude van 12, wat is die veelvoude van 18, wat is die veelvoude van 27, en dan kyk jy, wat is die eerste getal wat daar voorkom. Of, onthou julle, ons het laas jaar, het ons hierdie goedjies opgebreek, as produkte van hulle priemfaktore, met die leertjie metode. En toe het jy uit die leertjie metode die KGF en die KGV en die GGF bepaal, of die GGD. Kan julle nog 'n bietjie daar onthou? Julle het 'n bietjie dit gebruik hierdie jaar om julle te help met die gemeene faktor faktorisering. So al wat jy dan doen, 'n maklike manier, 12, as ek hom skryf as 'n produk van sy priemfaktore, ag, wat gaan dit wees? Jy kan hom in jou calculator intik en dan net druk shift fact. Druk gou iemand dit in die calculator in. 2, 3 mag 2 maal 3. En die ander, doen sommer vir 18 en 27 ook. Die 27 is 3 tot die mag 3, so dis fine. Net die 18 gou. Wat is dit? 2 maal 3 tot die mag 2. Nee? OK. So wat jy nou doen, is jy soek vir jou groepies, jou grootste groepie. So met ander woorde, jy kyk, jou KGV moet iets van elk in hê. Van elke liewe een van jou getalle. So jy het daar 'n 2 en jy het daar 'n 3. So nou soek jy die grootste groepie 2's en die grootste groepie 3. So jy kyk eintlik na die een wat die grootste eksponent het. So 'n 2 tot die mag 2 is die groep waar die grootste groepie 2's is. Dis waar jou 2 die grootste eksponent het. En daar waar jou 3's die grootste eksponent het, is by 3 tot die mag 3. En dan, wat kry as jy dit maal? 4 maal 27? 108. OK, so dis nommer B. So jy kon nou gegaan het en die veelvoude van hulle uitgeskryf het, soos 12, 24, 36 en gaan so aan, 18 sin, en dan gekyk het wat se getal kom eers voor, of jy kan hierdie metode van graad 8, kan jy ook gebruik om dit te doen. En ja, julle moet hierdie metode wat julle in graad 8 geleer het, kan toepas in hierdie graad 9 vraestel. Want ander skole doen dit ook in graad 9. OK, dan sê hulle vir jou, wag hou, het enigiemand 'n vraagie oor daai, voordat ons aangaan? Is almal seker wat ek nou hier gedoen het? Onthou, jy moenie uitstap by die hele doel van hierdie hersiening, so hoe meer jy nou hier inneem en beter verstaan, hoe minder leerwerk is daar vir jou by die huis. So jy moet vir my sê as jy nie verstaan nie. Is almal alright? OK. OK, hier gee hulle vir ons 2 breuke en dan vra hulle wat is die GGF van die getalle. So gewoonlik as ons die GGF vra, dan is dit nie vir 'n breek nie, dit is vir 'n heel getal, né? So hierdie is nou 'n nuwe ene wat hulle dit vir jou so in die breekvorm vra. Maar wat jy kan doen is jy kan dieselfde tipe ding soos wat ons hierso gedoen het, kan jy hierso ook doen. Al wat jy gaan doen is jy gaan apart werk met jou tellers en jou noemers. So ek gaan sommer die tellers groen maak, die 8 en die 12. Dan skryf ek hulle as 'n produk van hulle priemfaktore. En vir die GGF gaan ek dit uitskryf. OK, ek gaan nou vir julle sê hoekom. En die 12 is 2 maal 2 maal 3. OK.
So as ek die GGF kry van my tellers, wat ek dan doen is ek soek vir my gemeene, want dis waarvoor hy staan, grootste gemeene faktor. So onthou, hierdie is die faktore van my getalle. So gemeen, as ek iets met iemand in gemeen het, dan beteken dit ons albei het daai eienskap. So met ander woorde, ek soek vir faktore wat hulle albei in gemeen het. So wat is die eerste getal wat dieselfde is by albei van hulle? 2. Ok, so ek gaan hom nie 2 keer neerskryf nie, dis die een getal wat hulle in gemeen het. Wat het hulle nog in gemeen? Nog 'n 2. Het hulle enigiets anders in gemeen? Nee. Ok, so jou GGF van jou tellers is 4. Nou gaan jy dieselfde tipe ding doen vir jou noemers. So nou werk ons met 30 en ons werk met 36. Ok, 2 maal 3 maal 5 en die enetjie is 2 maal 2 maal 3 maal 3. Ja, sê maar net vir my as ek 'n fout maak. Ok, en as jy dan jou GGF soek, so watse getalle het hulle in gemeen? 2 en 3. Ja, en onthou hulle hoef nie onder mekaar te wees vir hulle om in gemeen te wees nie. Ok, so jou GGF hierso is 6. So al wat jy nou gaan doen is, nou skryf jy dit in breekvorm. So dit was dan 4 op 6 en dan gaan jy hom net na die eenvoudigste breek toe verander, wat dan 2 op 3 is. Verstaan almal wat nou hier gebeur het. Jy kan nie, jy gaan dit so apart moet doen. Ok, so dis nou sommer 'n recap van laas jaar se KGV en GGF. Ok, nou sê hulle vir jou by vraag 4, watter grafiek stel direkte eweredigheid voor? So jy kry 2 soorte verwantskappe in wiskunde. Jy kry direk eweredig en jy kry indirek eweredig of omgekeerd eweredig. So met direk eweredig beteken dit albei jou waardes neem toe. So as die een waarde toeneem, dan gaan die ander waarde ook toeneem. Soos byvoorbeeld, as ek moet kos koop vir kinders wat op 'n kamp gaan, die hoeveelheid kos is direk eweredig aan die kinders, want hoe meer kinders daar is, hoe meer kos gaan ek moet koop, nee? Dit gaan nie so wees dat hoe meer kinders daar is, hoe minder kos gaan ek moet koop nie. Ok, waar indirek eweredig is, jou terwyl jou een waarde toeneem, gaan jou ander waarde afneem, of terwyl die een waarde afneem, gaan die ander waarde toeneem. So dis byvoorbeeld soos spoed en tyd, nee? Hoe hoër jou spoed is, gaan nie beteken nie hoe langer gaan ek ry nie, hoe hoër jou spoed is, hoe korter gaan jy ry, hoe minder gaan die tyd wees wat jy op die pad is. So dis indirek eweredig. Direk eweredig se grafiek lyk altyd so. Okay. Want soos wat die waarde op jou x-as toeneem, so ook neem die waarde op jou y-as toe. Hierdie is die grafiek vir indirek eweredig, want soos wat hierdie x-as se waarde al hoe groter raak, raak jou y-as se waarde al hoe kleiner. Okay. Daai twee is geen wiskundige verwantskap lyk so nie. Julle hoor raai met die direk en indirek eweredig. Okay, want jy moet dit kan doen vir jou verhoudings. Okay, nou sê hulle vir jou 'n motor ry 'n sekere afstand teen 120, wat ek net my highlighter hier kry. Teen 120 km/h in 2 ure en 45 minute. Die motor ry dan dieselfde afstand in 3 ure en 12 minute. Wat is die konstante spoed wat die motor ry? Sien julle, okay, is kilometer 'n spoed? Nee. So daai twee kan ek sommer al klaar sien, dit gaan nie daai twee wees nie. Kilometer per uur of meter per sekond, dit is 'n spoed. Okay, so dit moet of A of C wees, jy kon dit sommer dadelik gesien het. So onthou, jy het mos nou jou afstandsspoed, het jy al die afstandsspoedtyd driehoekie gedoen? Ja. Okay, so A in die kappie en S en T hieronder. Dit maak nie saak wat se kant is S en wat se kant is T nie, solank A in sy kappie daarbo is. So
wat jy nou kan doen hierso, nê, is ons weet nie wat die afstand is wat hy ry nie, maar ons kan dit gaan uitwerk. Want vir die eerste gedeelte het ek die spoed waarteen hy ry en ek het die tyd waarin hy dit ry, so ek kan die afstand gaan uitwerk. Want hulle sê dan daai selfde afstand word in gebruik, maar nou is die tyd anders. So nou kan ek sy nuwe spoed gaan bereken. So as jy sy afstand gaan uitwerk, onthou maak net seker, sien julle hulle gee vir jou tyd in ure en minute? Dit kan nie so wees, jy moet jou tyd net in ure hê. So hoe kan ek, so daai is klaar in ure, dis fine. Is 120. Ek gaan net hou. So dis klaar 2 volle ure, maar 2, hoeveel ure gaan daai wees? So ek moet die 45 minute oorskakel na ure toe. Hoe gaan ek dit doen? Jy gaan dit? Nee. 0, want 0,45 is onder 'n half, nê? En 'n 3/4, 45 minute is soos 'n 3/4 uur, nê? So dis nie onder 'n half uur nie. Om van minute na ure te gaan, moet ek deel deur hoeveel minute is daar in 'n uur? 60. As daar 100 minute in 'n uur was, dan kon jy gesê het 0,45, maar omdat daar 60 minute in 'n uur is, as jy wil gaan van minute na ure toe, moet ek deel deur 60. So dit gaan wees 2,75. 45 minute is in elk geval mos 'n 3/4 uur en 'n 3/4 is 0,75. Okay, maak gedooi, wat is daai afstand? Iemand met 'n kalkulator? Hoekom het julle nie almal kalkulators nie? Okay. So dis die afstand. Nou sê hulle, daai selfde afstand word nou gery. Daai selfde afstand word nou gery, maar nou is die tyd anders. So onthou, as ek die A wil hê, dan moet ek die onderstes maal met mekaar. Die wat langs mekaar staan, maal ek. Maar as ek spoed wil hê, dan deel ek. Dit is afstand op tyd. Of as jy tyd wil hê, is dit afstand op spoed. So ons wil spoed hê, so dis afstand op tyd. So die afstand is die 330, skakel gou vir my daai 3 ure en 12 minute oor na net ure toe, 3, wat gaan dit wees? 3,2. Dankie. En wat is die spoed dan? Sien julle wat ek bedoel? Dis nie altyd 103. Ja, okay. Okay. Sien julle wat ek bedoel as ek vir julle sê, net omdat hy 1 punt tel, beteken nie dis 1 punt se moeite nie. Dis baie keer 'n 4 of 'n 5 punt som wat jy moet doen net om daai 1 punt te kry. Okay, so moenie dink die multiple questions is minder moeite en jy is veronderstel om dit net te raai nie. Jy moet jou multiple questions uitwerk asof hulle nie vir jou die opsies gegee het nie. Is almal alright met wat ons hier gedoen het? Seker. Okay. Nou sê hulle vir jou R5,265 word belê teen 12. Ons het mos nou die dag rente gedoen. Belê teen 12% per jaar, saamgestelde rente. Dis die belangrikste ding waarvoor jy moet soek. As jy moet kyk, is dit saamgestelde rente of enkelvoudige rente, né? Vir 24 maande, hoeveel rente sal die belegging verdien in 24 maande? Nie wat is jou eindbedrag nie, hulle wil weet hoeveel rente jy verdien. So asseblief lees mooi wat hulle vir jou vra om te doen, want rente, mense, is alles wat jy ekstra kry, wat jy nie ingesit het nie. As ek R1,000 by die bank belê in Januarie, en in Desember is daar R1,300 in my rekening, dan was die bank nie baie oulik nie, die bank het nie vir my R1,300 gegee nie. Die eerste R1,000 het ek self ingesit. Die bank het vir my net R300 ekstra gegee. Daai is jou rente. So jy moet altyd kyk, wat is die bedrag waarmee jy geëindig het, minus die bedrag waarmee jy begin het. So, wanneer jy werk met die enkelvoudig en saamgestelde rente, begin jy deur eers te kyk, is dit enkelvoudig en saamgestel, en dan op grond daarvan skryf jy die formule neer wat jy gaan gebruik. En jy moet die formule ken, hulle gaan hom nie vir jou gee nie.
En dan skryf jy neer, wat is die waardes wat jy klaar het? Hierdie 5265, wat is daai? Is dit my A, my P, my I of my N? A is my eindbedrag, P is my beginbedrag. So daai is hoeveel ek wil hê, so daai is my beginbedrag. Julle moet die simbole ken, hè? Daai is my Raai weer. Ek het klaar gesê, sê aan. Wat bly oor? Die. Kyk. Maar nog nie nie, dis eintlik my R, onthou U is jou rentekoers gedeel deur 100. O, sorry. Ja, dis so skewe U. Kyk. Maar jou N moet in jare wees. So hoe gaan ek dit jare maak? Hoe kan ek jare maande jare maak? Daas sy pragtig. So hoeveel jaar is dit? 2 jare. Kyk. So jou A is nie noodwendig wat jy wil uitwerk vir jou finale antwoord nie, maar dit is wat jy nodig het om die rente te bereken. Sien julle, hulle gee vir jou 2 heeltemal verskillende stelle antwoorde. Die een antwoord dink ek hierso het hulle net vir A bereken en hierdie is 2 opsies vir rente. So kyk mooi. So nou gaan sit jy kry sommer die kalkulators al reg asseblief. Dan vul jy jou inligting in. Jou I is jou rentekoers gedeel deur 100, so dis 12 gedeel deur 100 en dit is 2 jaar. Wat is dit dan? 7. 7 wat? Nee, ek wil weet wat is die bedrag. Ek het 6.604. Okay. Well, okay nee, dan is daai maar net vir iemand wat baie ver af was, okay? Maar nou as ons nog nie klaar nie, ons moet nog ons rente bereken. Daai is net hoeveel dit geëindig het. So ek moet my eindbedrag minus my beginbedrag. Wat is dit? Dink ons weet, dit is veronderstel om 1339 rand, maar maak net seker. Kyk, julle het dalk nou net nie lekker afgerond, ek dink hy moet net 'n tweetjie daar wees. Want ek sien die opsie is vir 42 sent, so julle moet dalk net kyk dat julle reg afrond, né? Onthou, as jy nog nie alright is met die enkelvoudige en saamgestelde rente nie, ek het vir julle die les rekord toe ons die rente gedoen het. Ek het dit gestuur, asseblief gaan kyk dit, maak seker jy is alright. Het enige iemand vra oor die rente en die enkelvoudige, onthou net, hulle gaan nie altyd sê dis saamgestelde rente nie, partykeer gaan hulle terme gebruik, soos inflasie of bevolkingsgroei. As hulle praat van bevolkingsgroei, enige bevolking, dit kan 'n rotbevolking of 'n mensbevolking of 'n bakterieële bevolking wees, dan is dit saamgestelde rente. Inflasie is saamgestelde rente, jy moet dit self weet. En huurkoop, so as jy iets op skuld koop, hulle hoef nie eers te sê dis huurkoopie, dit is as daar 'n scenario is waar iemand iets gaan koop, soos hulle wil 'n yskas op Takealot koop, maar hulle kan dit nie dadelik afbetaal nie, daai is enkelvoudige rente. Ek gaan nou nie nog patrone doen nie, want dis redelik voor die hand liggend. Ek wil net hierdie enetjie nommer 22 doen. As hulle vir jou daai gee en sê bepaal die algemene term
vir die verhouding wat hier voorgestel word. So algemene term beteken nie wat moet jy doen om van daai een na daai een na daai een na daai een toe te gaan nie. Dit beteken wat moet jy doen om van die term nommer af die waarde van die term te kry. So dis om van die boonste getal na die onderste getal toe te gaan. Nou ons het 'n formule wat ons het vir hom, dis Tn is gelyk aan A plus n min 1 d. Okay, dis die formule wat jy gaan gebruik vir 'n lineêre patroon. Waar A is die waarde van jou eerste term en D is die waarde van jou konstante verskil. So dis die getal wat jy elke keer optel of aftrek van die een term na die ander ene. So die waarde van term 1 in hierdie geval is 5. So al wat jy gaan doen is jy vervang die A met 'n 5 en jy vervang die D. Hierdie bly dieselfde. Nou die D is jou konstante verskil, so dan kyk jy, hierso is elke keer trek ons 4 af, trek ons 4 af, trek ons 4 af. So jou konstante verskil is minus 4. En dan gaan vereenvoudig jy dit. So hierdie is nie, met al die ander patrone, maal daai in, met al die ander patrone, moet jy dit, was nou, voorheen het ons dit met inspeksie gedoen, hierdie ene doen ons nou met die formule, jy moet hierdie formule ken. So dis minus 4n en 5 plus 4 is 9. Dan vra hulle vir jou hierso, watter een van die volgende is gelyksoortige terme? So onthou gelyksoortige terme is terme wat dieselfde letters het en die eksponente het dieselfde getalle. So hulle het almal x'e, maar nou moet ons seker maak dat die eksponente dieselfde is, maar jy kan nie dit doen voordat dit nie vereenvoudig is nie, soos daai, die 3x maal die x kwadraat, moet jy eers vereenvoudig, dan kry jy dus 3x tot die mag 3. So dan kyk jy die wat die letters dieselfde het en die eksponente is dieselfde. So die x tot die mag 3, die x tot die mag 3, dis jou een stel gelyksoortige terme. Okay, dis al gelyksoortige terme wat daar is, maar wanneer jy jou antwoord gee, gaan jy dit met die oorspronklike beskrywing gaan jy dit gee. So jy het dit vereenvoudig na 3x tot die mag 3 toe, maar hulle het dit nie vir jou so gegee nie, so jy moet dit gee soos wat hulle dit vir jou gegee het. So dis dan daai enetjie. En dan vra hulle vir jou, wat is die koëffisiënt van die veranderlike en die graad van die term? So die koëffisiënt is die getalletjie vooraan jou letter. Okay, maar weer eens, jy moet dit eers vereenvoudig. So ek het minus 2 tot die mag 3, beteken dis minus 2 maal minus 2 maal minus 2 is minus 8. En moet die buitenste eksponent met die binneste maal, dan raak dit x tot die mag 6. So die koëffisiënt is die getalletjie wat vooraan staan, die teken moet jy saamsit, dis minus 8. En die graad van die term is die waarde van jou eksponent. Okay, so dit is die 6ste graad en dit is, die koëffisiënt is minus 8. Almal right met daai.